Wat 'n lekker voorreg is dit, om op hierdie pragtige dag weer saam met mekaar te kuier rondom die woord van die Here. Ja, ons kuier in mekaar se sitkamers, rustig in die gemak van ons eie huise, raak al hoe korter en saam daarmee die opgewondenheid, om dan ook weer in die huis van die Here, die gebou, as kinders van die Here by mekaar te kom. Ons laat weet so gou as moontlik wanneer dit gebeur. Vandag wil ek graag rondom die tema praat van grys Christene. Kan ons dit dan nou maar in die tydsgees waarin ons is, hierdie Grendeltyd noem, grys Christene in Grendeltyd, om dit sommer net so 'n bietjie GGG te maak en dit te laat vassteek in ons kop. Grys Christene, ek weet Christene is met 'n C, maar dit klink lekker om te onthou, grys Christene in Grendeltyd. En daarom sal ons ook nou bietjie net van kleur gebruik maak. Maar voordat ons hierdie saamwees begin, in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, kom ons raak net vir 'n oomblik stil. Haal lekker diep asem. Raak bewus van die Heilige Gees by jou, om jou, binne in jou. Weet dat jy tempel van die Heilige Gees is. Dat God se Gees inwonend in jou is. En dat hy deur my en jou wil werk en wees. God graag wil hê, ek en jy moet wees. Kinders van die Here, genade en vrede vir julle. Van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. As ons Here ons so groet, kom ons groet hom terug, deur 'n pragtige loflied saam te sing. Kom ons doen dit tot eer van die Here.
almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg van 'n opstanding Sondag waarop ons as u kinders ook ons saamwees kan vier, om u woord te hoor, om u te loof en prys, en om deur gebed nader aan u te kom. Dankie dat ons, mens, hier op die aarde, in 'n verhouding kan staan tot u. Omdat u ons eerste lief gehad het ons ook die wonderlike voorreg om u te mag lief hê. Ja, soos ek altyd sê, baie keer, maar in ons beperktheid en gebrokenheid, probeer ons u in alles eers te stel. Probeer ons lewe so lei dat ons darm redelik tevrede voel rondom ons geloof en ons Christenskap. Maar Here, ons skiet so ver tekort. Ja, om ons self te wil regverdig of vir ons te laat voel dat ons darm werd is om u naam aan te roep, is soos om met een sprong van die aarde tot die maan te probeer spring. Dit is onmoontlik om voor u, deur ons doen en late, geregverdig te staan. Ons kan nie. Daarom weet ons het ons u woord vandag so nodig om te hoor wat dit is wat u vir ons wil sê. En dat dit wat ons hoor blywend sal wees en werkend in ons lewe sal optree. Deur die werking van die Gees, dat u ons sal aanraak, dat u ons sal heel maak, dat u ons sal sterk maak, dat u ons sal gesond maak, soos wat elkeen van ons dit so broodnodig het. U ken ons behoeftes, u ken ons leegheid, ons vrese, u ken ons benoudhede, ons hartseer. En daarom wat 'n voorreg om na u te kom, ons groot geneesheer. Raak ons nou aan in hierdie spesifieke tyd waarin ons is, 'n onseker tyd, 'n tyd van verandering, 'n tyd van nie altyd weet wat volgende week, volgende maand gaan gebeur nie. 'n Tyd wat heeltemal deur mekaar vir ons was. Wees u ons anker, ons rots. Dit bid ons vir elke persoon, vir elke personeellid van die hospitaal, elke dokter, apteker, elke persoon wat naby ander moet werk. Ons bid vir ons onderwysers, ons kinders. Here, ons bid vir ons ou mense, hulle wat alleen is, wat dalk vervreemd voel. Here, ons bid vir elkeen, die man op die straat, die vrou agter die kasregister, wat maar rondloop met 'n onsekerheid en 'n vrees van die dinge wat met ons gebeur. Raak ons aan soos wat net u dit kan doen. Spreek nou, Here. Ons, u kinders, luister. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Redder. Amen. Ons lees vandag uit die woord, die Bybel, uit die Nuwe Testament, uit 1 Johannes hoofstuk 5, vanaf vers 6. Die opskrif daar sê die getuienis oor Jesus Christus. Die een wat deur die water van sy doop en die bloed van sy dood na ons toe gekom het, is Jesus Christus. Nie net deur die water nie, maar deur die water en die bloed. Die Gees is die getuie daarvan, en die Gees is die waarheid. Daar is dus 3 wat getuig, die Gees en die water en die bloed. En die 3 se getuienis stem ooreen. Ons aanvaar mense se getuienis. Hoeveel te meer die getuienis van God, want dit is God wat getuig, en die getuienis handel oor sy Seun. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee. En die lewe is deur sy Seun
Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Ons lees tot sover. Die bekende Nederlandse teoloog Ouke Jager vertel op 'n keer van 'n gemeentelid in sy gemeente wat net een begeerte gehad het. Om sy hele lewe lank elkeen van die wette en die voorskrifte in die Bybel haarfyn na te kom. Nie een uitgesluit nie, tot op die laaste letter. Van hom het mense gesê dat as daar nou iemand is wat reguit op pad is hemel toe, dan sou dit beslis hy wees. As daar iemand is wat die toets by die tempelpoort sou deurstaan, sou dit verseker hy wees. Hy sou dit met vleiende vaandels slaag. Wat meer is, het hulle gesê, is dat as hy dit nie maak nie, daar nie hoop vir enige een van ons is nie. Op 'n dag het van sy vriende vir hom gevra, hoe seker is jy dat jy eendag in die hemel gaan kom? Is jy seker of nie? En sy antwoord was effens verbasend. Hy het gesê, wel, kom ons spreek af. As ek op die dag van my dood wit klere aan het, dan is ek gered. Maar as ek swart klere aan het ek dit nie gemaak nie. Is ek nie gered nie. Kort daarna het hy gesterf. En wat het hy toe aangehad? Wit? Of swart klere? Verrassend genoeg, nie een van die twee nie. Hy het grys aangehad. Grys. Want hy het nie regtig geweet waarheen hy gaan nie. Dit kon wit wees of swart. Maar omdat hy nie seker was nie, was sy keuse van klere drag toe daardie dag grys. Geliefdes, jong mense, broers, susters, kan 'n mens ooit seker wees? Kan 'n mens seker wees van jou saligheid, van jou redding? Kan jy seker wees dat jy 'n kind van God is? Kan jy seker wees by implikasie van die hemel? Nee, geliefdes, nooit nie. As jy meen dat dit van jou afhang, as jy meen dat sekerheid oor hierdie dinge, of jy God se kind is, of jy dit gemaak het, of jy gered is, of jy hemel toe gaan, van jouself afhang, of jy al die wette en voorskrifte van die Bybel nakom, asof dit genoeg was. Want dan sal die uitslag wees van waarheen ons eendag gaan. Ek weet nie. 'n Grys doodskleed is dan maar ons voorland. Net so vriende, as ek en jy sou reken dat ons lot van ons ewige bestemming bepaal word deur hoeveel keer ek kerk toe gaan, hoeveel keer ek bid en Bybel lees, en of ek daarom by 'n keer of wat bekeerd is of gedoop is, en of ek daarom 'n paar geleenthede kan opnoem waar ek my naaste en my barmhartigheid aangeraak het, ook dan sal ons maar op die uitslag van ons lot moet wag. Sal ons maar in grysheid moet sterf. Wat baie hartseer is dat so baie gelowiges
Ja, kerkmense. Wat in grysheid sterf. Hoekom? Want dit kan eintlik nie anders nie. So baie mense leef grys. Nie in swart nie, ook nie in wit nie. Kyk, hulle stort nie roekeloos oor die afgrond van sonde nie, maar hulle bereik ook eintlik nooit daardie bergtop van verheerliking en aanbidding en oorgawe aan God nie. Hulle bars ook nie sommer los in vloekwoorde nie, maar hulle bars ook nou eintlik nie los in lofprysing teenoor God vir dit wat hy elke dag en in Jesus Christus vir hulle gee en gegee het nie. Ook kom hulle maar baie bitter min onder die invloed van drank, maar ook net so kom hulle ook maar baie keer bitter min onder die invloed van die werking van die Gees in hulle lewe. Hulle leef so grys. Ja, versigtig. Baie versigtig stap sulke grys gelowiges op die pad van godsdienstige middelmatigheid. In die hoop dat eendag, daardie dag as hulle voor God staan en hulle geweeg word, hulle darm nie te lig bevind sal word nie. Ja, niks kan eintlik teen hulle Christenskap genoem word nie. Maar daar kan ook nie veel vir hulle Christenskap gesê word nie. Sulke regte, opregte, grys, middelmatige, veilige Christene. Maar liewe broers, susters, jong mense, kinders, die Bybel is nie 'n boek van grysheid nie. Dit is nie 'n grys boek nie. En daarvoor word die volgende woorde in die woord van God baie duidelik gesê: God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, gered sal word. Hulle sal nie verlore gaan nie. Hulle sal die ewige lewe hê. Bloedrooi. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe. Al het hy ook gesterwe, Johannes 11:25. Wit, spierwit. Hierdie brief skrywe ek vir julle in 1 Johannes 5:13, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo, helder, kristalhelder. Ja, 1 Johannes 5:12, wie die Seun het, het die ewige lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. Swart, ek swart. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Openbaring 3:16. Lou. Grys. Hoor jy ook saam met my vandag hierdie baie belangrike boodskap in hierdie verse? Dat niks onduidelik of grys is nie. Nêrens lees ek van woorde van miskien sal jy die ewige lewe hê nie. Dalk sal jy gered word. Ja, maar. Niks sulke half grys woorde nie. God sê dit is so. As jy glo, sal jy gered word. Hy het sy seun gegee sodat die wat glo nie verlore sal gaan nie. God sê dit sal so wees. Ons het dit reeds. Dit is ons sin. Ek dink jy kan saam met my vandag voel as ek sê, ja, daar's baie dinge in hierdie lewe wat 'n mens grys laat, lou laat, onseker laat, oor wat môre en oormôre gaan oplewer, oor wat van my kinders gaan word. Ek's nie seker nie. Ons is onseker oor die politieke omstandighede en die politieke toekoms in hierdie land. Oor werksgeleenthede kan 'n mens nie meer seker wees nie, en finansiële onsekerheid. Dit het mense vir al hierdie afgelope 5 maande leer ken. Oor wat met my gesondheid gaan gebeur, met my geliefdes se gesondheid,
oor wat met my huwelik aan die gang is en hoe dit gaan uitloop. Ek weet nie, noem maar op. Soveel onsekerhede. Ja, van niks is en kan ons ooit seker wees nie. Behalwe van een saak. Dat ons aan God behoort. Dat ons sy kinders is. Dat wie die seun het die lewe. En wie glo, sal gered word. Die lewe, kunskap, die ewige lewe word aan my en jou gegee. Ek het dit, jy het dit hier en nou al. En daarom sal ek en jy in alle ewigheid nooit sterf nie. Sal ons nooit in die donker duisternis agtergelaat word, die dag as ons aardse lewe vaarwel roep nie. Ja, kan ek en jy maar verseker ons wit oorwinningsklere aantrek. Hoekom wil dit dan voorkom en wil ek vandag vir jou vra, is ons hiervan, van hierdie sekerheid, so baie keer nie seker nie. Hoekom weet ons nie? Moet ons op die dag van ons sterfdag, sal ons wit klere aan hê, omdat ons weet ons word gered, ons is gered? Of sal ons swart aantrek, omdat ons weet, ons het dit nie gemaak nie, ons is nie gered nie? Hoekom gebeur dit dan so maklik dat ons nie seker is nie? Dat ons nie weet nie? En dat ons sterf met so 'n grysheid binne ons? Daar is ten minste 2 redes hiervoor. En die eerste rede, dink ek, is dat ons maar nog altyd, wanneer dit by ons geloofsekerheid, wanneer dit kom by ons geloofsekerheid, dat die sekerheid van jou geloof beteken, in plaas daarvan om sekerheid te hê in God oor jou geloof, in wie ons glo, dat ons geloofsekerheid op onsself plaas, oor hoe goed ek is, oor of ek darm dit sal maak, of ek aanvaarbaar is. Het is nodig dat ons vandag hoor geloof in jou eie geloof, om te glo dat jy darm glo, en geloof in God nie dieselfde ding is nie. Solank as wat ons sekerheid afhang, en solank ons geloofsekerheid en ons verlossing soek in onsself, en wat ek doen, of wat ek kan doen, en wat ek bereik, of nog kan bereik in my geloof, dat dit my altyd sal plaas in grys klere. Want dan bou ons mos ons sekerheid op verganklike dinge, menslike dinge. Maar wanneer ons sekerheid, ja, ons geloofsekerheid bou op God, op die feit dat hy in Christus Jesus aarde toe gekom het, en dat hy die pad gestap het, en deur sy doop en sy bloed, deur water en deur bloed gegaan het, soos vers 6 dit stel, sal ek en jy nooit hoef te twyfel nie. Daar staan mos, wie die seun het, wie hierdie dinge glo, is gered. Ons kan nie, met ander woorde, uit onsself uit, seker wees nie. As ons na ons eie lewe moet kyk om te bepaal of ons seker kan wees oor ons geloof, oor ons redding, dan sal ons grys klere moet aantrek. Die tweede rede waarom ons soms twyfel oor die sekerheid van ons verlossing, het te maak met ons ore. Ja, jy het reg gehoor. Dit gaan hier oor aan wie ons ore uitleen. Ja, vers 9 in ons gedeelte sê dit pragtig raak. Ons aanvaar mense se getuienis. Ja, dit gebeur so maklik, te maklik. Sodra ons iemand leer ken, of van 'n ander kerkgroep hoor, dan hou ons so maklik vas aan hierdie persoon of persone se belofte, nê? Ons glo onvoorwaardelik dit wat hulle vir ons sê.
Al weet ons dat daar tog iets kan voorval, wat die belofte wat gemaak is, kan laat maak dat dit nie gebeur nie. Al is ons tog almal maar net mense wat kan vergeet en foute maak, of die besluit van 'n belofte kan verander en dit nie nakom nie. Leen ons nog steeds ons ore uit vir mense. Glo ons dit wat ons hoor van mense so maklik. En dan kom die Bybel en dit sê, hoeveel te meer. En met alle respek gesê, hoekom leen ons dan nie ook ons ore uit aan God nie? God wat soveel beloftes aan my en jou maak, waarvan een is dat wie glo sal lewe. Wie die Seun het die lewe, lees ons daarso in vers 7, 8 en 9. Tog, en dit gaan 'n mens se verstand te bowe. Ons neem mense so maklik op hulle woord. Stel ons vertroue so maklik in mense, maar as die ewige, almagtige en onveranderlike God ook kom en 'n belofte aan ons maak, dan is ons nie altyd so seker nie. Dan twyfel ons so maklik. Ons kan nie geheel en al ons vertroue plaas in daardie belofte nie. Weet julle, die boodskap van die Bybel oor hierdie saak is baie, baie eenvoudig, en miskien is dit die probleem. Dalk kan ons nie altyd dink dat as dit by God kom, kan iets eenvoudig wees nie. Maar die eenvoudige feit is dit, sekerheid oor jou verlossing lê buite onsself. Dit hang nie van my en jou af nie. Sekerheid oor ons verlossing, oor ons geloofsekerheid, lê by God. Lê by God en wat Jesus Christus vir my en vir jou gedoen het aan die kruis. Daar staan, wie glo het die lewe en sal nie sterwe nie. Jy sien net een van twee opsies. Jy glo onvoorwaardelik of jy glo nie. Jy glo en hou vas aan die kruis en die opstanding van Jesus Christus, of jy maak dit af as 'n mooi simbool of 'n historiese gebeurtenis van verbygaande aard. Jy glo dat Jesus Christus ten volle vir jou verlossing betaal het, die offer betaal is, of jy glo dit nie. Ja, die tweede rede hoekom ons baie keer onseker is oor ons geloofsekerheid, is omdat ons ore so maklik uitleen aan ander, aan die wêreld, aan dinge. Daar is ongelukkig ook diegene wat meen dat daar 'n derde rede is hoekom ons baie keer onseker voel oor of ons wit of swart moet aantrek. Simbolies op die dag van ons sterwe, om te simboliseer of ons gered is of nie gered is nie. En dit is dat die kruis nie genoeg was nie. Dit is dat God se beloftes nie genoeg is nie. En omdat God se beloftes nie goed genoeg is nie, is God ook nie groot genoeg om te doen wat hy beloof nie. Daarom is volle oorgawe, volle vertroue, volle oorgee van jouself aan God. Uit dankbaarheid en uit dankbaarheid vir die gedane verlossing wat plaasgevind het aan die kruis. Nooit deel van hierdie mense wat voel dat die kruis nie genoeg was nie. Wat voel dat Jesus Christus nie genoeg was nie. En daarom ploeter hierdie mensdom so doelloos voort in die gryse, middelmatige godsdiens met die hoop dat hulle darm eendag dit sal maak. Hoor vandag dit. Ek en jy hoef nie as grys Christene deur die lewe of in die graf in te gaan nie. In pikswart ink op spierwit papier beskryf Johannes vir ons in kristalhelder verse in Openbaring 7 vers 9 en 14. Hoe ons klere drag as Christene lyk en hoe God vir my en vir jou sien. Omdat hy deur die bril en die kruis van sy seun Jesus Christus na ons kyk. As daar staan hierna het ek 'n groot menigte gesien wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal. Hulle het wit
klere aangehaat. Dit is hulle wat hulle klere gewas en wit gemaak het. In die bloed van die lam. Jy glo dit, of jy glo dit nie. Grys, geliefdes, is nie 'n modekleur, met alle respek gesê, van God nie, en behoort ook nie 'n opsie vir my en jou te wees nie. Amen. Geliefde, was jou klere in die bloed van die lam. Maak nie saak waar jy was of waar jy is nie. Was jou klere in die bloedrooi bloed van die lam. Spierwit en skoon. En daarom ontvang die genade van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die eenheid en die werking van die Heilige Gees met elkeen van ons bly en wees.